lank besig gehou met wat ons oorsee gesien het van wat daai karpe eet oorsee. Jy weet, hulle is net in 'n ander samelewing, kan ek maar sê. Jy weet, hulle eet krewe, hulle eet krappe, hulle eet mossels, hulle eet die Joos weet wat alles. Vir verskeie redes, maar dit het 'n spesialiteit geword in Suid-Afrika dat die meeste van die ouens, Barry, jy weet, jy sal dalk met my saamstem, dink dat die meeste van die ouens dink hulle gaan hulle self uit die moeilikheid uitdip. Want jy kompeteer nou teen die ouens wat min of meer in dieselfde tipe water as jy visvang. So jy kan dalk nou op 80 hengel en jou penmaat in die volgende sone moet op 105 hengel, want dan is julle eers in dieselfde tipe water. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Right, welkom by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons het vanaand vir julle 'n vreeslike interessante gas opgelyn. Dis 'n gas wat ons regtig al baie lank oorweeg om op die podcast te kry. Ons het al baie lank maande oor die gas gesels en vir my pa gesê ons moet net die regte tyd kry vir dit. En ek dink ons het die timing pretty reg gekry. Maar voordat ons daarby kom, Dad, welkom by vanaand se episode. As jy sak, cheers, Andries. Ek weet jy het nou net 'n watertjie daar nou, Sakkie dink ek lyk daarom of 'n wipsie daar het. Maar in alle geval, ja nee, ons is hier so reg, ons is gepanser en ons kan nie wag nie om te hoor. Ek self sien regtig uit na die episode. So Sakkie sê, ons het baie lank daaroor gedink en ek dink nou hierso so in die winter waar die manne nie hengel nie en goed, kan ons nou hierso vandag 'n klomp inligting kry. Ja, en soos my pa nou gesê het, hy het nou oom Andries voorgestel. Maar van my kant af wil ek net vir die luisteraars by die huis sê, ons gesels vanaand met, ek wil amper sê die baas van visvang. Suid-Afrika se baas van visvang. Dis een van ons, as ons praat van bestuur in Suid-Afrika se hengel, is dit sekerlik een van die grootste name wat ons het. Ek is baie bevoorreg om Andries op die podcast te kry. Om Andries, welkom by vanaand se episode. Welkom by The Original Podcast. Dankie Sakkie, dankie Barry vir die geleentheid en dis altyd voorreg om op so 'n manier ook die breër hengelgemeenskap te raak en kontak mee te maak. Ja, so ons praat, ek nou gesê dat oom Andries is nou die baas van visvang. Hy is die offisiële titel oom Andries is president van SASAC, nee. Ja, die Suid-Afrikaanse Hengel en Vergooi Konfederasie. En dit is nou die federasie wat nou basically oorsien oor gewone papgooi, bass, vlieghengel, al daai verskillende fasette, is ek reg? Ja, ons het 8 lede assosiasies of federasies onder SASAC wat dan nou seker so 22, 23 hengeldissiplines in dit het. Ja. Mens dink nie partykeer dat dit so groot is nie. Ek het gedink 'n lysie van 8. Nee. Maar as 'n mens dink aan feeder byvoorbeeld, ek bedoel jy het die method feeder, jy het die gewone classic, so as mense dit so gaan opbreek, gaan 'n mens sien, jy kom eintlik op 'n redelike lang lysie uit. Ja. Sakkie, ja, nee, definitief. Maar 'n ander ding wat ons ook moet onthou, wat ek net vir 'n klomp van die mense wil sê, is dat hulle hoor elke Saterdag op RSG, hoor hulle daar's 'n ou wat praat oor visvang en nou ja, hierso sien julle hom nou. Julle kan 'n gesig agter die naam voeg vir die wat nog nie op WhatsApp gaan kyk het of op RSG se Facebook pages en goed nie. Dis hy wat saam wie ons hier praat. So die mikrofoon is vir hom 'n tweede natuur, al hierdie goedjies. So gelukkig weet ons hy's lekker ontspanne en hy's reg daar. Hoe laat op 'n Saterdag is? Ekskuus, julle plaas my dan nou op 'n spot hoor. Oom Andries, hoe laat op 'n Saterdag is oom se insetsel? Gewoonlik so 6:15, 20:06 se kant, dit hang maar af van die musiek wat gespeel word in die advertensies. Hulle maak seker wat was die visvangprogram gewees wat altyd op RSG was al die jare? Fani of so ietsies? Dit sê. Onthou pa, is dit dieselfde slag? Wat is jou voorganger se naam? Die ou oom
Hy het baie Ja. siek geword. Ek kan nou nie mooi Ja. lekker onthou wat is sy naam nie. Ekskuus Ek man. wil amper sê dit is 'n Fani of so ietsies. Ek kan nog Nee, ek nie het nou die vergeet naam wat is onthou nie, die maar oom se ja, naam. dis dieselfde insetsel. Ek Ja. sal insit. Maar Andries doen dit al vir hoe lank? Andries seker 5, 6, 7 jaar. Ja, is nou amper 5 jaar, Barry. Ja. So die nou weer die mense met wie ons praat vandag. Dis laat ons Ja. al 'n paar famous mense hier op die podcast gehad. Ja, yes, like meer as Andries skryf ons nie meer famous nie. Kyk, Nee, hy sit op just met nee man, famous. nee. Hou 'n bietjie terug hoor. Okay, maar kom maar ons alright, praat kom met ons- hom. Hy's net so famous as Hengelaar. Maar kom ons gesels rondom dit. My pa raak nou aan dit as hengelaar. So wat ek nou maar altyd doen is ons sal aan die einde van die later in die podcast sal ons 'n bietjie rondom die bestuur van Hengel, ons gaan praat oor die ontwikkeling van Hengel. Dis onderwerpe wat ons nou later in die episode sal doen. Maar voordat ons by die bestuur gedeelte van Oom Andries kom, wil ek met visserman Oom Andries gesels. Ons weet dat hy het 'n redelike groot CV wat Hengel betref. Dis 'n ou wat lief is vir Hengel. Hy doen nie net die bestuur nie. Dis 'n persoon wat murg en been Hengel lief voor het. Oom Andries, kom ons begin ons wat ons gewoonlik maar doen met 'n nuwe gas is ons gee vir hulle so 'n bietjie van 'n breakdown van waar ons Hengel gekom het, waar dit begin het. En dan wat hom bereik het in kompeterende Hengel. Jong, ja, ek het in die vroeë jare oeverhengel gedoen en hier in die ou Wes-Transvaal saam met Johan van Heerden en ek en Skalk was penmaats gewees. Baie jare saam oeverhengel SA's bygewoon. Ek het dan nou ook deur oeverhengel my nasionale klere gekry, maar vir buitelandse deelname aanvanklik as spankaptein. En daarna het ek toe oorgegaan na die karphengel afdeling toe waar ek daar deelgeneem het saam met Manny de Pre wat my penmaat was. En ons het by die provinsie 'n baie sterk hengelspan kon bymekaar sit. En ons het 'n baie sterk span gehad vir baie jare en die span het 'n groot deel uitgemaak ook van die Protea span op daai stadium en met daardie deelnames was ons baie geseënd geweest. Barry, jy moet nou maar my kat verskoon hoor. My Ja, kat is dis die stytig oor hierdie rekenaarpratery. Oom Andries dis nie die eerste die kat nie. Dis die deelnames- eerste kat wat op die podcast was nie. Die deelnames was ons baie geseënd geweest. Jy weet vandat ons ek dink dit het in 2008 begin saam hengel in die Protea span het ons daarna jy weet baie hoë hoogtes bereik in terme van wêreldkampioenskappe. En daarvan af het ons ook jy weet as span 4 keer die kampioenskappe gewen en een keer was ek en Henny bevoorreg in Frankryk om die individuele paar te wees vir die kampioenskappe. So ons was regtig, jy weet wat dit betref, was ons geseënd geweest met goeie prestasies. Nou gewoonlik is die gesegde nou maar jy weet by jou eie water is dit makliker as oor see. En dit is so. Ons het een keer hier deelgeneem in daardie spanformaat en 3 keer het ons oor see dit gewen. So ek dink dis 'n regverdige afleiding om te maak dat ons op daai stadium baie goed presteer het in ons deelnames oor see. En ek sal nooit vergeet nie nou ek weet nie baie mense weet van die straaltjie nie, maar ons was in Engeland gewees 2019. Toe het ons nou al, jy weet 2 keer al klaar gewen en toe's Engeland nou in hulle tuiswater en Engeland, jy weet hulle het nie baie brieke wat hulle monde betref nie, so hulle was nogal selfversekerd gewees. Ons was, jy weet op daai stadium op baie hoog gewees. Julle sal nou verstaan om 2 keer te wen en 1 keer in die buiteland het dit ons hele span in 'n goeie gemoed geplaas. So ons was baie goed gemotiveerd en ons het by die openingsfunksie aangekom, ek en oom Johan en Johan Donald, en ons het ingestap en daar was 'n poster wat hulle ons spanfoto op gehad het en daar het gestaan op die poster, wie sal nou die Suid-Afrikaners hierdie jaar kan wen? Toe het ons 'n koutjie gevat en op daai poster geskryf no one. En ons het in die funksie gegaan. So ek sal nooit daai straaltjie vergeet nie. Dit was nou sommer wintigheid geweest en Het spelerigheid. julle toe gewen? Ja, ons het 2019 nou 2010 ook toe nou gewen.
en 2011 ook gewen. So ons het 4 keer in 'n ry gewen. En daarna het die span stelselmatig uitmekaar uit beweeg. Daar was nog van die mense soos Loukie en Gilbert wat aangehou het deelneem en wat nog steeds betrokke is, maar die res van ons het maar jy weet aangegaan na ander aktiwiteite toe. So ek het daarna met die afsterwe van oom Fred Versaghi wat een van ons top administrateurs was op daai stadium toe hy skielik afgesterf het. Toe ek gevra om so 'n bietjie te help net om die touwtjies vas te hou en nou ja, dit is nou die begin van die administratiewe kant wat toe nou daar ontstaan het as gevolg van die leemte wat nou gelaat was deur oom Fred. En ek moet sê Barry, jy weet op daai stadium het ek besluit dat ek gaan ophou om kompeteer en deel te neem want ek het ervaar dat as 'n mens die administratiewe kant op die vlak wou doen wat ek doen, jy weet kan 'n mens nie altyd kies om te gaan deelneem wanneer dit nodig is om te deelneem. Jy kan nie gaan oefen nie, want daar is altyd 'n ander vergadering en 'n ander aktiwiteit om by te woon. So ek het toe nou op 'n stadium, jy weet, my vrou ook daaroor gesels en gesê, dis nou so. Vereers gaan ek nou nie verder deelneem nie. Ek sal teruggee wat ek kan, en ek probeer dit nog steeds doen, met 'n bietjie afrigting nog so hier en daar en 'n keerder en so aan. So ek het probeer om nie net, jy weet, die stof af te skud en die stokke in die garage te hang en weg te loop nie. Dis hoekom ek nog hier is, jy weet. André, sê net gou fyn, ek wil net hoor, het jy daarom nog stokke? Barry, ja, die probleem is ek het nou verskillendes, want nou dat ek by SASAC betrokke is, nou gaan ek na vliegtuig kampioenskappe toe en ek gaan na diepsee kampioenskappe toe, so nou het ek al 'n stokkie van elke soort omtrent, sodat ek maar jy het toch papgooi stokke, of moet ons hulle lê nog daar. Ja, en ek het 'n kas en 'n stand nog, so maar die goed binne in die kas is seker verouderd. Ons kan seker vir jou original goed stuur. Hulle is al bietjie oud, ek moet be. Ek is seker skalk sal verstaan as ek sê daai is nou has-beens. So ek dink ons kan oud. Jy moet asseblief nie dit doen nie. Dit sal my hel se moeilikheid bring. Andries het gepraat van op 'n stadium was ouma se paartjie was julle nou wêreldkampioene gewees. Is ek regtig gesê dat ons het hierdie jaar weer 'n pen gehad wat individuele kampioene was? Ja, ons het dit al gehad in Suid-Afrika, al 'n paar keer, maar nog net een keer oor see. Ja, ek dink as ek reg, nee, 2 keer oor see, ekskuus tog. Een keer in Engeland met GP en Loggies en een keer ek en Henny oor see gewees. So as ek dink ek is nou reg as ek dit sê. Maar in Suid-Afrika het ons dit al 'n paar keer gehad, ja. Darren dan daai Neil en die Milnorke, wat se toernooi het hulle nou gehengel? Is dit nie dieselfde tipe ding nie? Nee, dit was 'n vriendskaplike toernooi tussen Engeland, Wallis, ek kan nie onthou of daar 'n vierde land was nie. Okay. So hulle is nie 'n Protea span nie, dit was sommer net 'n klomp van ons karpe hengelaars wat wil gaan deelneem met vir ervaring en blootstelling. Okay, maar ek wil net vir die mense sê, ons het 'n pen gehad daarso, Neil en die Milnorke as ek nie mis het nie. Ja, die twee broers, ja. Ja, en daai sit gehengel. Kyk, ek dink as ek dit nie mis het my pa vir my ook gesê dat op die pen het hulle meer vis gevang as die hele kompetisie saam. Ja, iets in daai lyn. Iets enorme dag of toernooi gehad. So was maandag. Verlede week met Gilbert gesels. Sy sê vir dat hulle het in alle geval meer gevang as die res van die span. Dit was nou maar net fenomenaal. Ja, kyk, karphengel is die grootste probleem is dit wat jy kry, het jy gekry vir 72 uur, jy weet dit soos trou. Daar's nie omkeer nie. As jy in is jy in. Jy weet by oefening kan jy dan nog skuif. David Witpo gesels het gesê hulle het daar links van die bruggie ding gesit. Met wie van nou in die week gesels? Met Gilbert gesels. Ja. Ja, hulle sê daar was blykbaar 'n verkeerde pad deur die dam. En letterlik 'n pad. Hy sê as jy op die pad loop jy reg deur die dam. Ja, en Lappies hulle het langs 'n pomp gesit. Jy weet waar die pomp water uitpomp. So as die pomp aanskakel, is alles weggejaag. So dit is ek weet nie hoe hulle die venue gekies en so aan nie, maar
ek dink dit is in my opinie een van die beste dinge wat ons kan doen is om ons hengelaars blootstelling in die buiteland te gee. Die voordeel met karphengel, jy weet Barry, dis dieselfde visspesie, maar sy kos is anderster oor see en sy weidingspatrone is anderster. Jy weet hulle is baie meer, ek wil amper sê karnivoor oor see as wat hulle hier by ons is. En dit maak 'n groot invloed op die wyse wat mense hulle vang. So ek is baie bly die jong manne het saam met die ouer garde gegaan om 'n bietjie te leer en blootstelling te kry. Dis baie nodig vir ons land om daai kontinuïteit te behou. Jy praat nou van die karnivoor ding, Andries. Dit laat my sommer net dink, baie jare gelede, ons het nog Supercast gehad, toe Eugene Creer op 'n stadium gesê, nee, maar ons moet net hierdie boekie uitgee oor karphengel en wie weet wat alles. En in daai boekie maak hy toe die stelling van die hengel met corned beef en wie weet wat alles. En ek het verskriklik, dit was vir my net 'n verskriklike ding om in 'n boek waar my naam aan gekoppel te word, te sê jy vang karp met corned beef blokkies. Kan ek gaan my permissie gee om die boekie te wys? Ja, jy kan. Vir die van julle wat kan sien, daar's 'n aansienlike jonger Barry van die kerk op hierdie boekie. Nee. Maar in alle geval, ja, en in daai boekie staan daar van die corned beef, maar hy sê toe, luister, dis nou klaar in, en sulke goed. Toe jy nou praat van die karnivore, toe dink ek onmiddellik, dink ek nou terug aan daai storie. Nee, dis verbasend. Ek kan vir julle lank besig hou met wat ons oorsee gesien het, van wat daai karpe eet oorsee. Jy weet, hulle is net in 'n ander samelewing, kan ek maar sê. Jy weet, hulle eet krewe, hulle eet krappe, hulle eet mossels, hulle eet die Joos weet wat alles. Jy weet, en dis iets wat ons nie aan gewoond is regtig nie. Hulle eet, daar's shrimps in van daai water. So ons het dit hier by ons, maar ek dink by ons is hulle oor meerderheid, val die jonger vis is omnivore. So hy sal, jy weet, alge en enigiets eet, 'n stuk deeg eet en 'n vlouteeg en 'n aardwurm eet. En eers wanneer hy regtig groot raak in Suid-Afrika, dan begin hulle hoë proteïene kos soek. En dis wanneer hulle dan nie 'n keuse het as om van hierdie hoë proteïene mossels en so aan te vreet, wat in van ons warmer damme voorkom, jy weet, 'n bietjie noord in ons land nie. Dan eet hulle van daai mossels, maar die jonger karpies, hy het nog nie daai groot tande hier agter om hy mossels te kan stikkend byt nie. So hy moet maar eet wat hy kan kry. So dis hoekom hulle vlouts eet. Ons is 'n land van mielies. Ja. Ek kan daar net twee dinge insit van rondom Suid-Afrikaanse hengel. Like Mens onder in die Oos-Kaap. Daar kan ek definitief vir mense sê dat ons het vele kere met die ou piscatorial toernooi wat ons daar gehengel het. Het ons met kurperfillets karps gevang. Ek kon dit nooit verstaan nie. Sny weet net daai blokkies, sit daai blokkie aan en ons het die goed gevang. Nie een keer nie, hoeveel keer. Willem Davies was meer as een keer afgevaardig om net te sit in kurpertjies slag en blokkies sny en sulke goed. En dan die ander een wat ek definitief kan noem, waar na my mening buite vir ons gewone wurms, dit verstaan ons nou, maar Andries het gepraat van shrimps. Nou in bronkies kry ou varswater shrimps, en dis een van die beste aas vir karps in bronkies. Bittermin mense weet dit, daar's vreeslik baie watergras in die dam. As jy in daai watergras, as jy gaan skep en jy gaan kyk, dan kry jy varswater shrimps daar, en dit is definitief ongelooflike goeie aas vir karps in bronkies. Ja. Het ons nie dit in Valdam ook gekry nie, Dad? Jy kry definitief. Ons het in die tank gehad. Is wat ek vir sê, ek onthou toe ons die tank al gehad het, ek 'n paar keer af, as ek net gesleep het, dan het ek daai klein, maar jy kry dit nie, dis nie volop nie, waarom bronkies is dit volop, en dit is 'n algemene aas gewees, 'n klompie jaar terug, toe ons nog daar proewe en goed gehengel het ons geweet, as jy het, kan jy dit gooi, jy weet jy gaan daai groter klas karps vang. Ja, maar ek dink dit is, soos om Andries sê, ek dink dit is baie belangrik vir ons die hengelaars om daai blootstelling te kry vir internasionale venues. Soos om sê, die vis van hier en daar verskil drasties. En ek sê vir my pa, ek dink dis 'n
dis iets wat ek nou agterkom nou dat ek hier in Vietnam op plek. Ons het karp hierso. Ons het dieselfde barber as ons in Suid-Afrika kry, kan ek hier kry. Maar dis obviously hulle dieet en goed is totaal en al anders dan. Mense moet jy moet eers die water kan verstaan waarin hulle lewe voordat jy kan sê luister, okay, kom ons kyk of hy 'n floutie gaan vang of nie. Gaan vat of nie. En die enigste hoe jy dit gaan doen is as jy fisies daar is en dit probeer en kyk wat gaan aan, wat doen die ander ouens? Kom ons try dit, kom ons try dat. Anders gaan jy dit nie leer nie. Ja, dit is so. Kyk in die Europese hengel by die meeste van die venues is dit eintlik 'n karpjag tegniek, as ek dit nou so kan stel, waar jy minder vis vang, maar groter vis vang om jou visgetalle en gewig bymekaar te maak. Dis nie regtig 'n bloemhofhengel waar jy weet 6, 7, 8, 900 kg se vis vang nie. Jy weet in Frankryk het ons 17 gevang en ons het, ek kan nou nie mooi onthou nie, maar ons het waarskynlik die meeste vis van almal saam in die dam gevang. Jy weet ons het of baie meer as van die spanne gevang in totaliteit, laat ek dit so stel. So dit is by baie van die venues gaan dit nie oor groot getalle vis nie. So jy moet die wypatrone verstaan van die vis, weet waar om hulle te soek en hulle dan te vang op die regte tegnieke, want dis wat die deurslaggewende faktor vir ons nog altyd oorsee was. Ons het dit verstaan. Jy weet ons groep van 9, 10 hengelaars het regtig daarop gefokus om te weet hoe om dit te doen. En met die kennis van Henny de Pre en Gilbert wat in die span was, wat spesie hengelaars was, wat die jag van karp verstaan het ons met ons, kan ek maar sê, oeverhengel tegnieke saamgevoeg en ons het 'n baie gedigte span kon maak, omdat ons albei daai beginsels, jy weet, van hengel kon implementeer het, en dit het ons gehelp, en ek glo nou nog, dit was een van ons sterkpunte gewees. Andries, as ek mag vra, toe julle nou daai 17 vis gehad het, kan jy vir ons sê, het julle dalk 'n bietjie Petit Janine daarbey gehad? Nee, ek kan vir jou sê wat jy wil nie antwoord nie. Nee, jy wil nie antwoord. Okay, ja, gaan antwoord. Sê vir ons wat het gebeur. Yes, daar is soveel staaltjies, maar ons het gaan oefen. Ek en Henny de Pre en GP het gaan oefen. En Loggies het so skelm gewys vir GP gesê, hy moet sorg dat hy gatvol saamvat. Ek dink dit was gatvol geweest. En hy het toe nou in sy tas 'n botteltjie gatvol ingepak. En toe ons in die oefen daar besig is, toe hy nou, terwyl ek en Henny nou sade gooi en pitte gooi en jy weet wat weet, toe vat hy nou 'n taikenat wat gatvol opgehad het, en hy smy daai ding in die dam en daar begin hulle byt. Toe vang ons nou in die oefening nou sinvol vis met hierdie gatvol dip wat nou daar was. En toe met die wêreldkampioenskappe, nou het ons dit nou bietjie meer saamgevat, want ons het te min saamgevat in die aard van die saak. Toe het ons nou nog op klomp hoeveelheid saamgevat, en dit was die deurslaggewende, kan ek maar sê, die reuk, ons het taikenats mee gehengel, en ons het hulle gesouk in daai konsentraat, en dit het, by al ons penne het ons daarmee vis gevang, die ander penne het nie so baie vis gevang nie, maar hulle het goed gedoen, om nog steeds in hulle sone goeie plekke te kon behaal het. So dit was eintlik 'n vreemdheid vir die wêreld gewees om te weet ons het hulle met konsentrate gevang wat ons by hulle tradisionele aase gesit het. Oh, well, ek het, my pa het nou so 'n grap maak daarvan, ek het nou so ruk terug gaan vang ek vis hier op by een van die damme. Toe het ek 'n pakku, weet nie of oom Andries weet hoe lyk 'n pakku nie. Dit lyk amper soos 'n galjoen. Dis soos 'n galjoen gekruis met 'n piranha. Dis 'n piranha. Ja. Okay. Die vang ek so 'n pakku, maar ek vang daai pakku met 'n floutie en Petit Janine. Gewone rietvleisstrop, 2 flouties, Petit Janine, ek gooi hom hier in Vietnam en ek vang 'n pakku. Ek sê ek is sekerlik die enigste ou in die wêreld wat al 'n pakku gevang het met 'n floutie. Ek is seker. Ja, kyk die voordeel van veral die karpfamilie spesie aan die groter familie is dat hulle baie goeie ruik en proesintuie het. En die bedryf waarin Barry is met die konsentrate, jy weet het daardie deel van die vis aangespreek. En dis hoekom die groter wêreld nou ook daarvan gebruik maak het, want hulle het dit by ons geleer, ons nou nie, my nie, jy weet die industrie wat dit gebruik het, en ons karpspan wat dit gebruik het, en stelselmatig het dit oorgespoel dat dit meer in gebruik geraak het.
En is omdat dit die reuk en die proesintuie van spesifiek die karpfamilie baie suksesvol benut om die vis te lok en te kry om te by. Dis verseker, so ek het geen illusies dat ons het daardie tsunami in die wêreld veroorsaak dat konsentrate nou so in aanvraag en in gebruik is oor see nie. Dit was daar gewees. Jy kon pineappel koop, jy kon piesang koop. Ek kan nie eens onthou wat was daar nog. Almond kon jy gekry het en dis omtrent dit wat jy oor see kon kry. As ons in die winkels ingegaan het, jy weet in die vroeë jare hier 2000 daar rond. Daar was nie ander goeders in hulle winkels gewees nie. Hulle het nie groot op reuke gewees nie. Eers toe ons begin dit gebruik het en Loukie van dit begin bekendstel het in Engeland het daardie konsentraat gedeelte oorgeloop en ek dink dis nog steeds 'n goeie metode om vis te lok. Dus daar's geen twyfel daaroor nie. Ek kan vinnig ook net daar vinnige ding bysit. Hierso in die tyd toe ons nog Supercast gehad het, daai jare, toe daar oor Eugene Creer het die ou laat oorkom van Engeland af, John Cooper. John Cooper kom toe van Engeland af en dit is een van hierdie groot spesie ouens en hy wil kom kyk of is daar van daai groot karps hierso. Nou, ons het dit op daai stadium glad nie geken nie. En hy sê toe vir my vir Lawrence Barnard wat al oorlede is, hy sê toe vir twee van ons, maar ons moet nou vir John 'n bietjie vat, laat ons nou 'n bietjie gaan hengel. Ons eers Harties toe vir 'n dag en toe is ons daarvan af Valdam toe. Men weet is van al hierdie ander damme met hierdie groot karps en goed, so totaal nal uit daar uit sy veld uit. Maar in alle geval, ons is daai kant toe, en ons kom by Harties, en hierdie ou sê vir my, of ek en Lawrence vat ons stokke, nou is dit daai tyd, daai 15 voet graphites, vat daai goed, gooi hulle daar binne, daai ou se oor so groot so spiering, sy sê, yes, like, hy kan nie glo waar ons gooi nie. En die volgende oomblik kom hy en hy sê vir ons, but I'm gonna open your eyes for you. Yes, like, hy maak 'n pyp oop en haal 2 sulke halwe stukke stok uit. En hy sê, nee, hy gaan nou vir ons met die goed gooi. En hy vat sy eerste stok, hy sit hom aan en hy gooi, maar hy gooi hierso op 60 of 80 meter. Ek sê vir hom, heel sarcasties, now our eyes are open. Hy sê vir my, no, don't be sarcastic. I can't cast where you guys are casting, but I want you to take this rod and cast it. Nee? Just like Lawrence sê, nee, gee vir hom die stok. En Lawrence Barnard vat daai stok, maar hy gooi daai eerste ding net, laat jy kan nie glo wat die ding val nie, man. En nou het ons nog die bol in fluoresien poeier geskit. So is net groen daarvoor. En daai ou se oor so groot so spierings, maar Lawrence is groter. En toe besef ons, kyk, dit maak nou nie saak wat, laat dit wees wat dit wil. Hy kan nie gooi nie, maar Lawrence kan gooi, maar met sy gery is dit fenomenaal. En so het ons toe nou gehengel, en toe die ou aan die einde van daai trip teruggaan, toe het ons by Valdam gehengel, by wat nou Leeuplaas is, daai tyd was dit nog Brouwer. Ons het daar gehengel vir 'n paar dae, en vir daai ou gewys dat fluoresien spirits, straightforward spirits, net so baie fluoro in, werk ongelooflik goed. Nou sê vir ons, yes, like, please, I need to take some of this with. En ons het hom so 2 liter bottel spirits gegee met fluoro, en hy's terug Engeland toe. En dit was nie lank daarna nie, toe sê Eugene vir dat John Cooper het hom laat weet, laat hulle sê, hy moet daai bottel mag hy nie meer na sy pond toe vat nie, of hy word geban. Want hy vang vir dieselfde Susie 3 keer 'n week. Hulle het ons daai visse almal hulle name en goed. Toe vang daai John Cooper daai selfe vis sommer meer as 1 keer in 'n week en sulke goed. So hulle van nee, jy mag daai spirits mag nie. Nou soos vir die oude spirits, hy sê, what? Methylated spirits? Sê ja, is methylated spirits. Sal nooit vergeet nie. Ja, shit. En dan sy klein little pond wat hy daar so net gewone skoon spirits gooi. Ek dink hy het seker op sy gat gesit. Dit besef het.
Andries, ons het verlede week het ons met, dit was verlede week het ons oom Skalk gerekord, hè? 2 weke terug het ons met oom Skalk gerekord. 2 weke. 2 weke. 2 weke terug het ons met oom Skalk gesels en ons het toe op 'n conversation afgekom waar ons gepraat het van hy het aangeraak oor die bass engel en hoe die ouens die vispatrone en die goeds dit ken en hoe sekere bass as die watertemperatuur byvoorbeeld 1 graad hoër is of 1 graad laer is, hulle in 'n ander thermocline sal gaan swem en goed. Toe sê ek vir hom dis eintlik een plek waar ons as papgooiers eintlik 'n helse terugstand het teenoor die res van die wêreld rondom wat kennis betref. Ek sal nooit sê ons het nie die skill wat ander ouens het nie. Ek dink meeste papgooiers se skill level is verskriklik hoog. As mens gaan kyk na ons kompeterende hengelaars, ek dink die skill level wat hulle het vir casting, vir visvang, dink ek is vreeslik hoog. Maar ek dink wel in die papgooi faset wat ons doen, is die kennis van wat ons doen daarvoor eintlik bitter min. Ek dink die kennis en ons weet nie noodwendig wat presies gebeur daarvoor nie. Is dit iets wat oom sal saamstem mee of dink oom dat ons het wel genoeg kennis rondom dit of dink oom dis 'n plek waar mense bietjie kan investeer in? Man, ek dink Sakkie, die gebruik van konsentrate het vir verskeie redes, maar dit het 'n spesialiteit geword in Suid-Afrika dat die meeste van die ouens, Barry, jy weet jy sal dalk met my saamstem, dink dat die meeste van die ouens dink hulle gaan hulle self by die moeilikheid uitdip. Jy weet, en dan sal alles weer regkom. Wat eintlik nie noodwendig die waarheid is nie. Goed vir besigheid, verseker. Dis right, en ek sny hierdie stukkie uit. Ja, ek grap sommer. Maar die krits van die saak is, ek dink ons het wat konsentrate se gebruik met weerpatrone en so aan, kan ek sê, dit het ons goed onder die knie. En dis my beskeie opinie wat dit betref. Maar die ander aspekte van die vis se biologie en die aanraak en die invloed van die natuur op hulle, ek dink nie ons verstaan dit heeltemal nog nie, en ek dink dit is veroorsaak deur 'n paar goed, en een van dit is die feit dat ons kompetisies is oor die algemeen, jy weet, 'n 5 na 8 ure hengelsessie, so jy het eintlik nie tyd om vis te soek nie, jy moet die vis na jou toe bring as hulle nie daar is nie. En met 'n langer hengel tydperk soos 'n karphengel of 'n spesiehengel sessie, sal jy eers bepaal waar jy gaan visvang, waar die vis potensieel gaan wy, en dan gaan jy hulle daar vang of lok tot hulle kom om te kom eet. So ek dink die twee beginsels is 'n bietjie anderster tussen karphengel en oeverhengel. Maar daar's baie te leer in my opinie van die bodem en die samestelling van jou strop en aasaanbieding en die gebruik van of die meer wat feederhengel in ons land posvat, spreek daardie aan. Want feederhengel is hoogs tegnies in terme van die aasaanbieding en die voeraanbieding. En die bodem het 'n invloed op jou aanbiedings van jou aase. En ek dink dis eintlik die naaste hengel wat ons kan kry oor see aan oeverhengel is feederhengel. En om meer spesifiek die method te wees wat die korter hoeklyntjie is, wat eintlik maar 'n mieliebol is, jy weet, 'n Sputnik of wat ook al, saam met 'n kort hoeklyntjie. Dis dieselfde ding, daar's eintlik maar nie vreeslik verskil wat dit betref nie. Die verskil is die gebruik van die voer en die aasaanbieding teenoor dit. En daai tegniese deel het baie van ons top feederhengelaars begin aanleer, en hulle het my op 'n stadium gevra en ek het hulle gaan help op 'n stadium om dit te kan doen, om bietjie meer daai tegniese deel van aasaanbieding te verstaan en bodem, want ek sê nog steeds dat ons is geneig om met oeverhengel, jy weet, die algemene term is mos die voerleiding of die weidingslyne waar die vis is. Jy weet, jy moet net die lyn raak gooi. Dis eintlik stupid man, jy moet net gaan bepaal waar hulle is, jy hoef hulle nie raak te gooi nie. Daar's sekere redes hoekom hulle daar is. Jy weet, daar's of klei of modder of as bloedwurms of sulke goeder. Hulle is nie daar om dowe neute nie. Jy gooi hom nie per ongeluk raak nie. Hulle is daar omdat hulle daar wil eet. En dis wat gebeur met ons vis met oeverhengel gedeelte, is dat ons raak in 'n
ek wil nie sê 'n groef nie, want dis nie die regte terme nie, maar jy weet ons is Pretty much. 65, 80 of 85 en 95, jy weet ons gaan so hengel in plaas van om te bepaal hoekom hengel ek daar? Jy weet, is dit op daai sandbank of is dit 'n kolletjie waar daar nou sagter materiaal is waar al die goggas is wat die karpe kom wy, want daar's baie video's op die internet wat wys hoe waar daai karpe wy. En ek dink as ons dit beter verstaan, kan ons dalk nog meer suksesvol wees. En is dalk vir party ons 'n bietjie meer tegnies as waaraan ons gewoond is met oeverhengel, maar dis my beskeie opinie waar ons tekortkoming lê is juis die ontleding van die bodem en die aasaanbieding op die bodem wat ek nou voor my gekry het waar ek moet hengel, want jy weet jy lood mos maar jou pen waar jy moet sit as jy nou kompeterend deelneem. Sosiaal is dit nou 'n ander saak, maar kompeterend is dit wat jy gekry het, is wat jy gekry het en jy moet daarmee werk. En ek glo vas daarin, ek sal nie 'n lyn sommer net ingooi voordat ek nie weet wat daar aangaan nie. Voordat ek nie gevoel het wat op die bodem is nie. Andries, as ek vra nou absoluut uit onkunde, want ek weet nie, ek het nog nooit feeder gedoen nie. Hoe lank is dit voor die tyd wat hulle mag die water toets? Hoe werk die feeder tye? Kyk, hulle het 'n tyd wat hulle mag voer en hulle water ontleed wanneer hulle in die kampie mag ingaan, dan blaas daar 'n hoeter, dan kan hulle ingaan en hulle goedjies opslaan en dan kan hulle die water toets terwyl hulle daar op die pen sit met 'n sinker. En hoe lank so tyd hulle is mag nie- dit? Dis in daai 2 ure tydperk. Okay, so hulle kry 2 ure om die water sê nou maar om op te slaan en te ontleed. Ja, jou Is stokke ek reg? reg te kry, jou diepte te bepaal of jou eintlik nie diepte nie, die afstand, want onthou hulle het net 'n sinker waarmee hulle die diepte mag bepaal. So dit is moontlik. Daar's 'n formule met 'n sekere gewiggram kan jy die diepte bepaal. Dit raak moeiliker as jy verder gooi en ek het hulle baie gehelp daarmee. Nie dat ek nou die slimste pakkie in die peanuts is nie, hoor, moet nou nie asseblief dit dink nie. Pakkie in die peanuts of peanut in die pakkie. Ja, dis hulle ding. Same. Jy's die hele pakkie, Andries. Nee, glad nie. So vir 'n feeder persoon is dit belangrik om te weet hoe lyk die bodem en hulle bepaal dit met hulle sinkertjies, daai spesifieke sinkertjie. En dan kan hulle ook 'n goeie idee hê hoe die kontour loop, jy weet dieper of vlakker en wat ook al. Dit kan hulle toets deur 'n klompie gooie te maak en daar's nou al 'n baie mooi app wat iemand vir my gestuur het wat een van ons Suid-Afrikaners ontwerp het wat jy eintlik op jou foon die detail kan invul en hy vir jou dan 'n prentjie kan gee en jy kan so 'n goeie oorsig kry van hoe lyk die water voor jou. Baie interessante app wat die ou geskryf het. So as hulle dit gedoen het, dan bepaal hulle, jy weet hulle gaan kom ons sê nou maar vir argument so daar een stok op 35 gooi want daar's 'n bietjie grys en die ander een op 85 want dit is die diepste water wat hy kan kry. Ek noem nou maar net 'n voorbeeld. Dan sal hulle op daai 2 lyne voer en op daai 2 afstande dan nou jy weet die vis soek deur die dag se hengel. So in terme van tegniese ontleding van die oewer of die bodem is dit dieselfde as wat karphengel doen. Karphengel se voordeel is hulle het nou natuurlik 'n makervlou wat hulle kan En al gebruik langer wat tyd. wat van onskatbare waarde is. Dieselfde tyd. Jy kan dit net deur die kompetisie ook doen, maar totdat die hoeter geblaas het, dan kan jy daai Maar hulle kan van daai werk aanpassings doen. Ja, jy kan Jy sien so, dit in terme van karphengel is die analisering van die oewer voor jou in my opinie die belangrikste ding. Nog voordat jy enige ding doen. Ek sal eerder dis nou die kat wat jol met die ding. Ek sal eerder kyk nou net. Ek sal eerder 3 ure spandeer en seker maak dat die ons Hier kom Johan Bekes die tweede. Ek sal eerder 3 ure spandeer. Jy moet dit maar uitsny hoor. Ek sal eerder 3 ure spandeer en seker maak wat is voor my en waar ek wil gooi voordat ek enigiets doen. Ek sal laat begin hengel, verseker sal ek. Maar ek sal nie gooi voordat ek nie weet wat aangaan nie. Dit sal nie gebeur nie. En tog Andries, ons het op die popgooi kant het ons dit gehad. Hoekom om watter rede het hulle dit weggevat?
ons het altyd daai, ek dink dit was 'n halfuur wat ons gehad het, wat jy kon voer en water kon toets voor jou. Tot op Jy SA kan in vlak het ons oefenhengel dit gehad. jy kan in oefenhengel die sinker gooi Ja, voordat jy begin. Dit kan jy doen. nog steeds, So jy maar hulle, ja, jy kan die ons word sinker nie gooi, maar jy toegelaat kan om nie nee, jy kan Ons nie word voer nie meer toegelaat om te voer nie. Waar in die verlede, daar was 'n tyd in die verlede wat dit toegelaat was. Waar jy O, okay. seker 'n tyd gehad het wat ons kon bolle gooi voor die tyd, wat ook al. Dan 'n ander O, ding wat ek vir jou wil vra. So, stem jy met my saam? Laat hierdie ouens wat as jy na die oorgrootste meerderheid van hengelaars gaan kyk wat pap gooi. En jy vra vir hulle, hoor hierso by Moelman, wat is die afstand? Dan gaan hulle vir jou sê 105 en 115. Dis altyd 'n 5. Ja, Dan sê ek vir hulle, ek verstaan dit nie. Hoekom Ja. 5? Hoekom dan nie 2 of 7 of 9 nie, of sommer net 100 en 110? Of, maar nee. En ek het groot gevegte gehad, toe ek nog kompeterend gehengel het, waar hulle ongelooflik ongelukkig is, omdat ek nie wil 105 nie. Dan sê ek, kom ons maak dit 110 en 120. Dan sê hulle, not 'n tikkie, het moet 105 wees. Sê my saam, dis belaglik. Ek dink die probleem is ons dis makliker om ander mense te volg as om die regte ding te doen, as ek dit nou so kan stel. So as Aanrou gesê het dis wat vir hom gewerk het, dan is dit makliker, jy weet, want as jy weet, ek sal nooit vergeet ons oefenhengel gedoen het, ons bietjie huiswerk doen voor 'n kompetisie. Jy bel die ou en vra wat's die dips en wat's die afstand. Dis jy worry nie oor die res nie, want daarna sal jy jouself nou maar so 'n soort van uitsorteer, bietjie verder, bietjie nader en so aan gooi. So dit gaan nie oor die tegniese ontleding en verstaan van wat daar aangaan nie. By Moelmans kan ek vir jou sê, as jy daar aan die punt van die voorkant van die bome sit en jy gooi 105, as jy in jou glory in daai diepste water wat jy kan raak gooi. Dis net as die dam leeg is. En dis nie baie diep daar nie. Ja. Kyk, daai Ek sê nie dis deel van goed die of dam- sleg nie, ek bedoel maar net dis 'n ander tipe water as wat jy terugkom en jy na die heining se kant toe 105 gooi, dan is jy baie vlek ver van diep water af. So die beginsel van afstand dink ek is nie dit moet nie 'n reël wees nie. Dit moet eerder 'n bepaal wees. Ja, dit kan nie 'n reël wees nie. Daar's geen reël wat dit betref nie. Daar kan 'n reël wees as jy 'n kliniese mensgemaakte oewer het, kom ons sê nou maar soos die Nyl, waar jy weet, dis so diep op daai afstand oral in die dam, of min of meer so diep. Of oor see waar hy goed met 'n padskraper geskraap is en hy loop met terrasse af, dan is dit klinies, dan is dit maklik. Dis dieselfde afstand oral, maar ons het nie sulke damme nie. Ons damme is glad nie homogeen nie, en dis hoekom ek dink die subsone, in my opinie, die beste ding is wat ons kon gedoen het met ons hengel, want jy kompeteer nou teen die ouens wat min of meer in dieselfde tipe water as jy visvang. So jy kan dalk nou op 80 hengel en jou penmaat in die volgende sone moet op 105 hengel, want dan is julle eers in dieselfde tipe water. Kom ek vertel julle 'n straaltjie, net om te illustreer, en ek is nou vol storieetjies vanaand, asof ek nou Jan Spies is. Dis wat ons wil hê, oom Andries. Dis nou kom ons die pad in Italië toe ons die laaste keer gewen het Lappies en GP saam op die pen gewees, en ons het weer in strategiese redes was ek die reserve daai toernooi gewees, en dis 'n lang storie vir 'n ander dag, maar in elk geval, en ons het alraai terug gelê op daai stadium, maar GP en Loggies het nie so hot gevaar in die zones nie, en die ander pen het goed gedoen, en hulle het sinvol vis gevang. Dis nou ou Gilbert en Loukie, en die ander pen was Dean en Peter White gewees. En ek het daar gaan sit by GP hulle, en soos ek nou vir julle gesê, dis vir ons, afstand en diepte is vir ons van kardinale belang. En die hele tyd is die boodskap wat gegee word deur die ouetjies wat stap, vir GP en vir GP en vir Lappies, hulle moet 'n spesifieke afstand gooi, en ek gaan sit toe nou daar, en
loop toe nou terug na een van ons ander penne toe en ek vra toe vir hulle, hoe diep is dit daar waar julle daar hengel? Nee, hulle is so diep. Ek sê nee, okay. Loop terug en ek gaan sit daar by GPL en ek sit so buite kan die kamp en ek praat toe met hulle en ek vra vir hulle, hoe diep is dit daar waar julle gooi? Nee, dit is so diep. Ek sê, maat, jy vang in die verkeerde water. So toe, jy weet, is die leiding wat hulle kry om op 'n spesifieke afstand te gooi, is toe nie die regte, dis nie die regte diepte nie. En toe ons dit aanpas, toe begin hulle visvang, toe doen hulle baie goed op hulle pen. So ek dink die beginsel van die 105 soos wat jy nou van gepraat het, is vir baie van ons hengelaars 'n downfall, want hy sal loop en val daarby en hy sal blank daarby en sê man, ek het al hoeveel keer gegooi en ek kry nie 'n byt daar nie. En die probleem is, dis nie noodwendig dat die afstand is die probleem nie. Die probleem is die diepte van die water waar jy hengel of die grond of wat ook al die geval mag wees. So daar's baie ander invloede wat ek dink ons oeverhengel beïnvloed as wat ons regtig verstaan, en dit sluit aan by Sakkie se vraag wat nou 'n lang draai geloop het. Maar Andries, so, wat ook nou maar sê is dat hoe ek het nou maar opsom en dis 'n gesprek wat ek al 'n paar keer met my pa gehad het rondom die maker float en goeds dit. Waar ek vir my pa gesê het dat ek kyk verskriklik baie video's van al die karp ouens. Ek kyk baie visvang. Ek kyk vreeslik baie visvang video's. En ek het besef hy vang nie baie. Ek ook, maar dis nou my polismanne man. Ek het dit gedoen by oeverhengel ook, maar dis polismanne kyk. So maar ek het met al die goed wat ek nou maar volg en goed dit en podcasts wat ek luister self, het ek net agtergekom dat hoe belangrik dit is vir die ouens om daai feature finding te doen voordat hulle begin hengel. En ek het al hoeveel keer na goed gekyk waar hulle gesê het, presies soos wat Andries sou sê, dat hulle sal eerder 2 ure later begin hengel, maar seker maak dat hulle hengel in die regte plek waar hulle wil weet, of hulle weet ten minste wat gaan voor hulle aan. Toe sê ek vir my pa eendag, sê ek vir hom soos met die pap gooi doen ons dit glad nie. Ek bedoel jy gooi en dan sê die ouens ja, hulle gooi gewig en dan tel hulle 1 2 3, okay, dis 3 meter. Maar op die einde van die dag is as jy nie die regte lyn het nie, as jy nie die regte gewig het nie, as jy nie die regte stok het nie, gaan dit nie akkuraat wees nie. Elke gooi gaan anders te wees. Toe sê ek my pa, ek wonder net of dit nie dalk 'n aspek is in papgooi in oeverhengel wat ons moet inbring en sê luister, dalk moet 'n mens gaan en sê luister, gee die ouens 'n halfuur, sê okay, van 7 tot 7:30. Daai halfuur is feature finding tyd. Jy mag nie voer nie, maar jy kan daai tyd is nou tyd waar jy nou moet gooi en gaan kyk. Is dit iets wat mense nou moet kyk om te doen? Is dit nie dalk iets wat die sport se level in geheel gaan lig nie? Ja. Ek dink dit sal baie van die raaiery wegvat, want Jessie Berry, ek hoop nie ek gaan nou my mond spoel en niemand gaan nou na die tyd vir my kwaad wees hieroor. Dit nie ek weet nie. Jy weet, hoekom skuif ons die afstande? Omdat ek nie 'n byt kry nie. Nou skuif jy die afstand, kom ons sê nou maar jy 2 stokke, nie jy hengel nou een op 70 en die ander een op 105. Nou sê jy, die een gaan jy verder skuif en die ander een gaan jy dalk nou 'n bietjie verder ook skuif, of nader aan mekaar skuif, wat ook al nou die beplanning is. Nou vat jy 105 kry na 2-3 buite kry, 3 gooi kry nie buite nie, nou skuif jy hom na 110 toe, en nou 115, of wat ook al nou jou intervalle is. Eventueel, iewers deur die dag, skuif jy en nou gooi jy die plek raak waar die vis wy. Nie omdat jy enigstens so grand of so slim is nie, jy het net die afstand aangepas, want jy het nie 'n byt gekry waar jy gegooi het nie, want jy het eintlik op 'n blikkie of op 'n kliprif of waar ook al het jy nou beland met jou sinker, omdat dit onoordeelkundig plaasgevind het van die begin af. Verstaan julle wat ek probeer sê? So nou skuif jy jou afstande om die vis te probeer vang, maar jy skuif die afstand nie omdat daar 'n rede is nie, is net omdat jy nie 'n byt kry nie. Waar by karphengel is dit heeltemal anderster. As ek 'n kering doen by 'n karpspan en hy het sy kaartontleding gedoen van sy hengelarea, kan ek vir jou presies sê of daai ou 'n vis gaan vang of nie. Want hy moet vir my sê waar gaan hy voer en waar gaan hy sy aas gooi en wat sy stroppe gaan hy gebruik. En as hy daai storie vir my vertel het, Barry, gaan ek vir jou, ek sal 'n kontrak teken en vir jou sê dat hy gaan visvang of hy sal nie visvang nie. Ek sal dit doen met 'n oop gemoed, want ek weet die beginsels wat geld. Hoekom? En dis wat ons tekortkoming ek dink is, jy weet 'n bietjie by oeverhengel. En ek sê nie dis die enigste faktor, jy moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Maar dit sluit aan by jou vraag of dit van waarde kan wees. Ek dink dit kan van waarde wees. As dit die geval is, Andries,
Hoekom sal tophengelaars nog steeds slip? Ek dink die praat jy van karphengelaars of oeverhengelaars? Karphengelaars, hy gee vir jou daai kaart, hy gee vir jou sy map, hy sê vir jou, dis hoe het voor my lyk, dis waar ek gaan voer, dis die hele storie. Hoekom gebeur dit dat hulle nog slip? Daar's twee redes daaroor, of saaklik twee redes. Een is besluitneming, want selfs in oeverhengel is besluitneming een van die kritiesste faktore om jou sukses te bepaal. Besluit wanneer moet ek verander, besluit wanneer ek moet kap, besluit wanneer moet ek meer dip sit, dis alles besluitneming, né? So daar's 'n gut feeling wat jou lei wat besluitneming betref. By karphengel is daar kennis en ervaring wat jou besluitneming beïnvloed. En as daar 'n gebrek is aan dit, dan neem jy nie goeie besluite nie. Okay? Dis een van die redes, is die besluitneming weens 'n gebrek van 'n mate van kennis en ervaring. En dan die tweede ding is, daar's baie van die hengeltegnieke wat ons plaaslik toepas, wat oorsee nie 'n vis vang nie. Jy sal nie 'n vis met 'n stuk droogpap uit die drein uitsmokkel oorsee met daai goed nie. Maar jy sal hulle in Bloemhof kan vang, want Bloemhof se vis is in oormaat en hulle wy hulle is anderster groot geword as oorseese karpe. So dit gebeur soms dat 'n mens sekere tegnieke waarin jy gewoond is en waarmee jy gemaklik is, in jou tas pak en saamvat. En as jy dit daar toepas, dan gaan dit nie daar werk nie. Jy kan jou kop op 'n blok sit. As ek hoor van goed wat oorsee gebeur met van ons spanne, en die vis word verloor of die vis is aan die hoek en dan kom hy af, ek kan vir jou presies sê wat die rede is. Ons het dit nagevors, ons het dit gedoen, ons het dit getoets. Ek weet 100%, ek kan vir daai ou, Barry hoef nie eens te vat nie, hoef nie eens 'n foto te gee nie. Ek sal vir jou sê hoekom verloor hy daai vis. Daar's net daar's 'n paar redes hoekom dit gebeur. En dit is alles die hengelaar se skuld, is nie die vis se skuld nie. So daar's baie goed wat ek dink wat 'n kundigheidsprobleem is. En met oeverhengel is dit ook so, en ek kan jou miskien dalk dit vra, Barry, as jy gaan hengel, jy weet, omtrent maak nie saak waarheen jy gaan nie, jy gaan 5 of 6 of 7 dips hê wat jy altyd mee gaan begin. Of waarskynlik altyd mee gaan begin. Want dis waarmee jy gemaklik is. Dis waarmee jy vertroue het, of dis waarin jy vertroue het. En ek weet daar's nou van die damme wat so reël nou nie so geld nie, maar oor die algemeen is daar goed waarin jy jouself gemaklik vind. En selfvertroue is in hengel een van die beste ase wat jy kan kry. Maak nie saak wat se dissipline jy in visvang nie. Dit is 'n baie belangrike aas, selfvertroue. En wat die probleem veroorsaak met selfvertroue, en dis by oeverhengel gebeur dit baie, as jy weet, ek het soveel selfvertroue in my goed dat dit my ondergang veroorsaak. Want ek is nie bereid om aan te pas of te verander nie. Die ding het dan nou gewerk in die oefendae, hoekom werk dit dan nou nie? Hy moet werk. Ek gooi hom net weer, ek gooi hom net weer, ek gooi hom net weer. Koppige hengelaar. Dit gaan oor die besluitnemingsproses. Ek het half in hierdie rigting gelei na aanleiding van my gesprek met Gilbert. Ek bedoel, daar sit Gilbert, hulle het 'n nommer getrek, hulle het 'n nommer en 'n blok getrek links van die pad in die vlakwater, en daar is nie vis nie. Ja. En dink jy regtig hulle het iets verkeerd gedoen? Of dink jy dit is lekker Dit is nie vis nie. Nee, dit gebeur wel dat daar loting 'n mens kan elimineer. Dit is definitief so. Daar's nie eens 'n kwessie daar rondom dat jy kan die beste doen met die water wat aan jou toevertrou is, as ek dit so kan stel. Ja. Jy weet, en daar's baie voorbeelde wat ek vir jou kan noem, maar oorsee se deelname, partymal hengel jy in 3 damme met jou 3 pare. So jy kan nie eens 'n plan maak, jy weet wat ons al 3 pare gaan hengel nie. Jy hengel elkeen op 'n ander plan, op 'n ander afstand met 'n ander aas. Dis totaliteit ver uit mekaar uit. So jy moet die heeltyd analiseer en bepaal wat is die beste vir dit wat jy gekry het om mee jy weet, daar te kan hengel. En dan is dit nog steeds so dat jy self ook droog maak. So partymal geld die reël, maar as jy Barry vis aan die lyn gekry het, nê,
As hy nie land nie, is dit jou eie skuld. En ek Ai. glo dit vas in karpengel is dit jou eie skuld. Want die Nee, tegniek is van so 'n aard, nê? As hy hom in sy bek gehad het, dan is daar geen verskoning dat hy moet op die wal kom nie. Behalwe as daar nou bome en sulke goeters is, jy weet wat jy nou nie die vis meer kan uitkry nie, want dit gebeur, maar ek praat nou van onder normale omstandighede. As daai vis langs die pad afklim, papi, moenie kom by my nie, dis jou eie skuld. Dis hoekom ek nog altyd sê, Andries, trek 'n vis. Trek 'n vis, want hoe vinniger jy hom in die net het, hoe frieke weet. Hierdie ouens wat so nis, die bekkies is sag, stront man. Jy het 'n hak aan, hak hom. Hy gaan of vinnig afkom, of hy gaan jou hart kom breek hier voor die skep net. So. Exactly. Either way. Dat met die way hoe ons nou gesels rondom hierdie afstande en al die goed wat oom Andries al met ons bespreek het vanaand. Maak my eintlik so 'n bietjie glimlag hierso. As ek nou dink aan kompeterende hengel oom Andries waar nou vir ons die aand voor die tyd gesê word of die week, die Dinsdag voor die kompetisie. Dan sit 'n mens by 'n vergadering, dan sit 'n mens daar so in 'n kantoor iewers of in 'n klein boardroom en dan sê hulle vir jou, okay, gee vir ons jou gameplan vir Saterdag. Ons soek jou afstande, ons soek jou voer, ons soek jou gameplan, wat gaan jy doen, hoe, wat, waar. Dan dink jy vir jouself so dis. Ek weet nie waar ek gaan sit nie. Hoe gaan die weer lê? Hoe besluit jy al op 'n Dinsdag? Jy was 5 maande laas op by die venue. Jy gaan hengele kompetisie daarso en jy die Dinsdag voor die kompetisie sê hulle vir jou luister asseblief gee vir ons julle gameplans. Hoe doen 'n mens dit? Dis onmoontlik. Dit help. Ja. Sakkie insinieer nou daar hoe sy pa is. Ek het altyd kom hulle dan sê hulle ons gaan Woensdag gaan meeting hê, bring julle gameplan saam. Ek sê ek kan dit en ek het soveel gevegte gehad in my lewe. Waar ek net sê ek kan dit nie doen nie. My gameplan maak ek op die oggend as ek daar by die dam kom en ek sien wat is weeromstandighede, waar sit ek, wie sit langs my, daai goed. Dan moet ek onmiddellik my gameplan kan maak. Ek moet veranderinge maak waar ek moet en dis dit. As jy sien, ek het dit gehad waar ek proewe hengel, dan staan ek freaking klippilaar voor my op 80 meter. Wat kan ek doen? Ek moet om hom hengel. Ek kon dit nooit in my gameplan ingehaat het nie. Ja. So, oeverhengel is daai een waar jy trek 'n nommer of 'n diep vlak haakplek nie haakplek is nie, dis waar jy is. En jy moet rondom dit hengel. So ek dink in oeverhengel is een van die bittergroot goed wat daar is aanpasbaarheid. You got to adapt vir die pen wat jy getrek het. Jy kan nie 'n mens kan nie daarby kom nie. Nee, 'n mens kan nie. Jy sien in moenie 'n fout maak nie. Dis in al die hengeldissiplines presies dieselfde. Die enigste is waar dit nie geld nie is by bote. Ek kan my engine start en ek kan 'n ander plek gaan soek. Absoluut. So, ek gaan nie eens daar anker nie. Ja, dit geld nie, jy weet by hulle nie, maar by die ander oevergedeeltes van hengel of dit nou by die see is of wat ook al, daai selfe reëls geld. So jy kan byvoorbeeld sou dit baie moeilik wees om 'n gameplan vir die sloep as 'n oewer vas te pen. Want by hom in elke blok en elke pen lyk dit heelwat anderster onder die water. In totaliteit. Ons kan 'n breë plan sê, jy weet, kom ons sê nou maar vir argumentsotaalwe, in die A-sone is dit min of meer die afstand wat jy gaan hengel, maar jy moet kyk of wat 'n pen jy sit voordat jy gaan weet, jy weet waar jy kan werk. So ek dink die beginsel is het 'n wegspringplan wat 'n verwysingsraamwerk is, sodat jy nie daar moet kom moggetroffe iets aanvang nie. En daarvan af is aanpassing is die antwoord. So wat ons gedoen het by die karphengel is dat ons het tussen ons 4 pare, 3 het gehengel en die ander een was mos 'n reserve geweest. So tussen ons 4 pare het ons gesorg dat ons presies dieselfde van alles het. Jy het nie original dips as ek nie original dips het nie. Klaar.
Daar's geen storie daar rondom nie. Hy kom met dieselfde bottel uit. Hy kom van dieselfde plek af. Dieselfde hoek, dieselfde lyn, dieselfde alles. So as die skip sink, Barry, dan sink die skip met almal. Sink ons almal. Dit's nie hy gaan nie een nou gaan fire en die ander gaan nie fire nie. Dit gaan nie gebeur nie. Die verskil lê in daai toolboxie wat ons saam gepak het. Wat jy op jou pen kry is wat jy uit jou toolbox uithaal om jou vis te vang onder daai omstandighede. En dit spreek tot wat jy nou gesê het, Barry. Jy pak jou toolbox, jy kom en bepaal wat het jy gekry om mee te hengel of die oewer wat jy gekry het en dan moet jy jou plannetjie aan mekaar sit binne die toolboxie wat jy vir jouself voorberei het of wat die span voorberei het. En ek dink dis die verwysingsraamwerk wat die veiligste is om die rigiede volging te beperk tot 'n voorbereidingsgedeelte en nie noodwendige vaste dis 'n one way or a no way nie. Ek dink nie dit kan regtig so werk nie. Johan, as ek nou nog een keer vir jou vanaand moet sê Johan, dis die tweede keer, maar dit is die laaste keer. Dis 'n kompliment hoor, dan kan ek ook ver gooi. Yes, like ek weet Andri sê vir my, ek het 'n verskriklike probleem met daai met die sienswyse wat jy nou het. Né? Ek sê ek stem saam tot 'n mate. Né? Ek sit in die situasie laat kolle spade, skil ken my. Ek en hy het nie issues nie, ons is groot pelle. Ek sit ek word in 'n span opgeneem. Nou kom hulle nou sê hulle vir my, hoor hierso, jy sal perde bygooi. Ek gaan nie perde bygooi nie, ek gaan soep 2 gooi. Ja. Né? Of hulle kom by my, hulle sê van jy sal boulyn gooi. Ek gaan nie boulyn gooi nie. Hoe kan enige mens van my verwag om boulyn voer te gooi? As ek so ek sê vir al die mense by daai SA's, my voer is minderwaardig teenoor boulyn. Né? En dit is iets wat ek bitter sterk oor voel. Laat ek sê, ek stem saam. Ek moet boulyn voer daar hê. As ek sou sukkel, dan moet ek dit kan gooi. Of ek moet perde by daar hê. As soep 2 nie werk nie en dit werk op al die ander penne, dan moet ek kan perde by gooi. Ja. Né? Maar nou die laaste keer wat ek in 'n span was, toe sê ek vir hulle goed. Ek het hulle nou convince ek kan met Kapo Fix hengel by Bloemhof. Toe sê ek vir hulle goed. As ek nou goed doen en my penmaat sukkel, beteken dit dat hy moet begin Kapo Fix gebruik en dan die span. Toe sê hulle vir ek is belaglik. Nou hoe nou? Arrest my case. Maar ek moet sê, Ja. Paardery 'n baie unieke situasie. Ek dink I nie ons agree. baie ouens in professionele hengel wat paas se issue het nie. I agree, maar ek het dit gehad. Jy sal verbaas wees, Sakkie, dit is eintlik 'n probleem. Want daar is mense wat hulle eie goed maak. Nou moet ek my woorde En beter geborgde hengelaars. Ja. So jy het ouens wat 'n maatskappy het wat hengel en dan het jy geborgde hengelaars wat moet lojaal wees en daar word verwag van hulle om lojaal te wees, né? En dit kompliseer die proses. As ek rugby speel, broer, trek jy Nike Tox aan, of hy nou pink of blou of geel is. Kies watter kleur jy wil hê. Hoekom? Jy maak nie jou eie Nike Tox nie. So dit is 'n ander omgewing en ek verstaan dit, maar dis die maklikste om dit te verduidelik. Ons het 'n dinamika waar ons daardie gedeelte ook in ons sport het. So ons het by ons span het ons nie daai probleem gehad wat dit betref nie. Die enigste een wat regtig iets gemaak het op daai stadium was nog Loukie en Loukie was deel in die Supercar stal, so daar was nie by ons 'n probleem oor die konsentrate hierdie of daai nie. Maar ons het ook buite konsentrate ook gebruik. Ons het visolies gebruik en sulke goed wat van ander fabrikate af in die buiteland afgekom het. Maar by spanverband dink ek is die beginsel wat 'n mens moet handhaaf is dat daar 'n vertroue moet wees in dit wat jy gebruik. Okay?
So kom ons sê dis 'n supercast kombinasie stel of 'n stel dips wat jy in jou kas het as dit die vergelyking is. As Barry se botteltjie 1 dieselfde as supercast se botteltjie 1 is, dieselfde reuklyn is, dan dink ek nie daar's enigstens 'n probleem daarmee nie, want hy behoort dieselfde vis te kan vang. Ja, daar's verskil in die konsentrate en die inhoud en die formules en so, en dit kan ek verstaan, en dis hoekom daar partymal wel gebeur dat die een beter as die ander ene jy weet presteer. Maar die oormeerderheid van hulle, dink ek, as die vergelyking is, dit moet 'n passion fruit wees, dan sit okay as jy Hasby net as 'n voorbeeld. En ek ken nie die ander nie, ek is nie meer so jy weet op hoogte van al die ander breuke wat soos 'n passion fruit is nie. So ek dink as 'n mens by daai beginsel in 'n span kom, dan gaan jy verder kom as om te sê, hoorie boys, almal moet nou kokkolol sous gebruik as 'n voorbeeld. Maak nie saak wat jy is en wie jy is en wat jy verkoop nie. Jy moet kokkolol sous gooi. En dit veroorsaak in elk geval dat die hengelaar ongemaklik is met wat hy doen. En wat is die reël wat ek nou gesê het? Selfvertroue is een van jou beste ase. As jy die selfvertroue van my af wegvat, gaan jy my prestasie beïnvloed. So ek dink nie 'n mens moet jou hengelaars in 'n ongemaklike posisie plaas wat dit betref nie. Maar daar moet eenvormigheid en eengesindheid wees. Jy weet oor hoeke en lengtes van hoeklyne en sulke goed. Man moenie met my debatteer daaroor nie. Ek wil nie eens by jou argumenteer daaroor nie, want dit het 'n invloed. Maar wanneer dit by die konsentrate kom, is dit baie maklik om 'n middeweg te vind waarin almal gemaklik is. Jy weet, ek weet van hengelaars wat ek by 'n proef gekom het, dan het hy nie eens een vervlakste dip by hom nie, man. Hy vang nasionale proewe, hy vang nie met dips nie. Sê ek, waar is jou dips? Nee oom, hulle staan daar agter in die bakkie, maar ek gebruik hulle nie. Sê nou wat? Hoe gaan jy nou vir daai ou sê? Hè Barry, waar is jou petit chenine? Gooi die blerrie ding. Hy gaan net vir jou sê, man, hoekom? Weet jy wat, Andries, ek het dit wat jy nou daar noem, is vir my partykeer 'n issue. As daai ou 'n sak vol vis het, dan sê ek, wat kan ek sê? Dan kan jy nie penaliseer nie, né? Ja. Ek het dieselfde situasie gehad destyds. Ek hengel nasionale proewe. Kyk, al die kykers weet dit en almal dis alom bekend. Ek het nooit nasionale klere nie, nog nooit nie. Nie een keer nie niks. Maar ek hengel nasionale proewe. En daar word vir my gesê, deur 'n keerder, as jy nie met Shimano's hengel nie, omdat ek DIM bydranders gebruik, wat ek moet dit word vir my gesê, omdat ek hom moet afskroef om die spoel te vervang, mors ek tyd. Nee? Hoe lank vat dit jou? Nou word gepenaliseer omdat ek DIM kontrole gebruik. Nee? En dan sê ek dis belaglik. Ja. Dan sê ek dis uit en uit. Ek wil nie betrokke raak jy's daar nie. Maar dis vir uit en uit belaglik. So al wat ek net sê is 'n mens moet altyd net bly let's stay realistic. Kom ons. Ja. Ek meen kol is by dis by. Ons gaan nou in 'n ander rigting in. Ja. Maar Andries, wat ek net wil sê is dat op die einde van die dag is, soos ons sê, 'n mens moet mense toelaat om te hengel met wat hulle het. Maar op die einde van die dag is dink ek moet almal man genoeg wees om te sê die dag is dit nie werk nie. Luister, dit werk nie. Nee, dis 'n situasie waarin ek al was, al situasies waar ek vis gekry het en die ander persoon het nie. Mense moet op daai punt kom waar as die vis nie byt nie en jou penwaard kry, moet 'n mens man genoeg wees om te kan sê, weet jy wat? Okay, dit werk nie, jy moet kan spring. As jy dit nie kan doen nie, behoort jy nie in 'n span, jy kan nie in 'n span hengel nie dan. As jy nie 'n team member is nie, soort jy nie daar. Wat Andries sê is dat jou metode van hengel, daar sê ek 100% saam. Dit help jy moet 'n P5 gooi waar ander oue in nommer 0 gooi nie. Dan jy mors jou tyd. Ek bedoel dis net verregaande. En daai goed kry mense ongelukkig. Ja. Ek dink jy weet
Baie lank terug het oorlede Bram Stols was saam met ons in die provinsiale span gewees en julle ken sy pedigree baie goed. En Skalk was in dieselfde span gewees en ons kon 'n gameplan maak vir Wes-Transvaal en ons het op 'n stadium paar spannetjies vissies gevang en goed gedoen met kampioenskappe, alhoewel daar verskillende fabrikate in die span was, of ja, kom ons noem dit fabrikate. En ons kon dit regkry om as 'n span dit te kon bestuur, want ons was groot genoeg om vir mekaar, jy weet, die gesprek te kon hê in die kamer om te kan sê wat dit verg en wat elkeen in gemaklik kan wees en wat om te gebruik en ons het goed presteer. Dit was geen probleem gewees vir ons as 'n span om dit te kan akkommodeer nie en ek dink die bestuur in die span en die hengelaars moet saam daai beginsel vestig om te sê, boys, dis soos 'n spansport soos rugby. Jy weet dis so dit is. Ons is hier om as 'n span te presteer, want as die span goed doen, sal die individue goed doen. Die een trek die ander ene aan, nie andersom nie. Dit werk nie andersom nie. Ek sê So high tide lifts all boats. Ja, dit werk so. In enige van die spanne werk dit so. So ek dink as die beginsels, jy weet, van daai kant af bestuur word deur die spanbestuur, en die ego so bietjie op die agtergrond kom, dan dink ek gaan ons dalk hierdie bruggie makliker kruis in die toekoms, want ek het dit nou al 'n paar keer vir mense gesê, die grootste voordeel en nadeel in ons sport is omdat dit ego gedrewe is. Jy weet, jy kry nie 'n groen baadjie en 'n ma se check as jy klaar maak by die wedstryd in die middag nie. Jy weet, daar's 'n klop op die skouer en jy het gewen en dan gaan jy huis toe. Dan voel jy lekker. So omdat ons ego gedrewe is die nadeel daaraan verbonde, ek moet my ego voed, anders presteer ek nie. En dit is ook die downfall in dieselfde asem, is dat my ego is partymal net te groot om te sê, hoorie boy, ek sien jy vang vis, wat die hel is jy besig om aan te vang? Ek sien ek kom nie reg met daai storie nie. En ons moet dit bestuur, en die ouens wat, jy weet, wat in die industrie is, en ons spanbestuurders, moet jy weet, groot genoeg wees, om te besef, dat daar is 'n groter prentjie rondom dit, jy weet, en 'n mens moet nie so te egosentries wees wat dit betref nie. Ek dink jy het die nails op die wat's daai ding? Jy slaan die Hit spyker the op die nail on kop. the head. Ja, jy het die spyker op die kop geslaan. Ek dink dis nie een fabrikaat het 'n issue nie. Nie een hengelaar het 'n issue nie. Almal wil gaan deelneem en ons almal wil laat die ouens goed doen. Waar ek dink, en ek gaan nou my kop uitsteek hierso en ek sal dit I'll call it by the name. Waar my issue is by 'n bestuurder en 'n kaptein. Dis waar my probleem is. Baie keer wil 'n bestuurder en 'n kaptein goed op jou afdwing. Waar as hulle jou net gelos het dat jy gaan hengel. Aan die einde van die dag, na die eerste oefendag of die derde oefendag of die eerste hengeldag, gaan hy wel kan sien. En dan kan enigiemand na my toe kom en vry sê, weet jy wat Barry, ons wil graag hê, ons sien hier's 'n probleem. Ek gaan nie eens 'n dag wag nie, man. Na 2 ure in die SA's kan ek sien hier's 'n probleem. Ek is besig om my gat te sien. Né? En dan is ek bereid om aan te pas. Maar 'n ou kan nie. As 'n bestuurder en 'n kaptein byvoorbeeld 'n geborgde hengelaar is, dan gaan hy outomaties sy borg probeer trek, want dis waarmee hy gemaklik is. Ja. En daarmee het ek 'n probleem. Ja. Dis Kyk, maar net die kwessie rondom bestuurders en kapteins is eintlik 'n 'n kopseer. doring in my vlees. Oom Andries, ek het vir oom 'n iets wat oom kan nog gaan kyk rondom bestuurders en kapteine rondom papgooi en visvang. Ons het 'n episode gedoen met oom Spinks van Heerden. En ek moet sê dat ek dink dit was net 'n fenominale episode waar ons gesels het rondom bestuurders en goed soos dit. So ek
kan net imagine hoe oom moet wees met 22 verskillende fasette. En vir 22 verskillende fasette, kom ons sê 15 spanne 'n faset. Kaptein en bestuurder vir elkeen. Oom Andries, ek wil dis 'n posisie waarin ek nie graag wil wees nie. Eerlikwaar, ek dink dit is iets wat ek nie voor sal kan staan nie. Ek dink Sakkie, die misverstand wat daar bestaan is dat in my opinie is hengel is homogeen. Maak nie saak behalwe vergooi, nee, kom ons haal nou maar net dit eers uit die prentjie uit. Enige ander hengel, maak nie saak watter dissipline dit is nie, dit gaan oor die uitoorlê van 'n vis. En ek het eendag 'n praatjie moes lewer vir 'n federasie se nasionale keerders en ek moes hulle verduidelik het dat my opinie is dat ons probeer ons sport vergelyk met 'n rugby waar ek teen 'n span kompeteer. Hengel is nie teen 'n span jou pere. Jy vang teen vis. Dis alwaaroor jy hoef te worry. Jy moet slim genoeg wees om jou sakkie vol te maak. Nie worry oor of Koos of Barry langs jou baie vis vang nie. Dis irrelevant. Jy kan niks daaraan doen nie. Ek kan in rugby kan ek jou harde tackle, ek kan jou harder skram, ek kan jou stoot, ek kan met jou baie goed doen. Maar met hengel moet jy die vis uitoorlê om jou sakkie vol te maak. Dis waaroor hengel gaan. So of jy vlieghengel doen, selfe beginsel geld ou vriend. Daar's niks anderster nie. Jy moet 'n plan maak, jy moet jou aas aanbied en jy moet die vis uitoorlê. As jy see toe gaan en jy klim op die boot, jy moet 'n plan maak, jy moet jou aas aanbied, jy moet die vis uitoorlê. As nie 'n ander reël wat geld nie. Die reël is dieselfde. Ja, die ene tande en die ander het nie tande nie. Okay, alright. So what? Jy moet hom nog steeds uitoorlê. Ja. Jy kan nie sê ons Kaap sit die tande nie. Ja, dis net hulle wat jy het. So om terug te kom na Spinks toe, waarskynlik is hy een van die beste persone vir so gesprek rondom die dinamika van die leiding van 'n span in terme van 'n kapteinsrol. Ek dink nie, jy weet daar's iemand wat dieselfde benadering volg as wat hy volg nie. Die mees suksesvolste ene is oom Johan van Heerden wat wêreldkampioenskappe betref. Daar's geen kaptein wat sy rekord het nie. Daar's 'n spesifieke manier wat hy dit ook hanteer. Dis nie dieselfde as wat Spinks te doen nie, maar dit kom op dieselfde beginsels neer. En ek dink en dis wat ek nou vir jou probeer sê het met my doring in my vlees is dat ons kan ongelukkig nie bekostig om die beste mense as kapteins te kan hê en as bestuurders te kan hê nie. Ons kan nie dit doen nie. Jy weet die rugby kan vir Rassie betaal en aanhou betaal tot hy sê ja, ek sal die kontrak vat. Ons het nie daai vermoëns ongelukkig nie. As ons daai vermoëns gehad het, dan kan ek vir 'n Skalk of 'n Barry van die rak af gaan haal en sê Barry, ek gaan jou genoeg betaal dat jy nie hierdie week hoef te worry oor jou dipse aflewering nie. Kom stap langs die oewer, kom help ons ouens. Dan sal hy waarskynlik met die grootste liefde dit kom doen. Maar ons kan nie dit doen nie. Dis nie tans in ons sport se vermoëns om dit te kan doen nie. So nou moet ons ongelukkig die ouens wat hulle hande opsteek kies. En ek sê nie almal is onder dieselfde kam nie, maar dit is waarmee ons nou sit. En hoe laer jy af in die ketting van deelname gaan, jy weet na 'n provinsie toe gaan, hoe swakker is die kwaliteit van daai mense. En dis nie omdat ek sê, jy weet, hulle een is beter as die ander een nie, maar sy kennisvaardigheid is nog nie daar nie. En die ander ding is, jy weet, 'n goeie hengelaar gaan aanhou hengel. Hy gaan nie sommer ophou en sê, okay, nee, maar nou sal ek 'n kaptein wees nie. As hy ophou, dan loop hy. Jy weet, hy gaan speel rolbal of hy gaan doen iets anders. So ons het min ouens wat omdraai en sê, man, ek gaan nou teruggee. En ek kan julle uitnooi, gaan na hierdie program gaan sit en dink aan ouens wat multiple proteatlere het, wat omgedraai het en vir 'n paar jaar spankapteins was. Gaan doen bietjie daai introspeksie, dan sal julle sien, dit gebeur nie sommer nie. Ons het nie daai voorreg nie. En dis hoekom ek sê, dis 'n doring in my vlees, want ek weet daar's mense daar buite, wat 'n uitstekende werk kan doen, om terug te gee en terug te ploeg,
En dis hoekom ek my hoed afhaal vir Gilbert. Jy weet, hy bly ploeg om te help om die vaardighede te ontwikkel en leiding te gee en so aan. Jy weet, ek kan met my oop gemoed sê dat Gilbert is een van die voorbeelde van ouens wat bly teruggee. En dis ons eintlik ons tekortkoming wat die kapteins betref, want as ons beter kapteins het, gaan ons waarskynlik beter prestasies onder ons hengelaars hê, want hy gaan beter leiding hê. Jy weet, nie al ons hengelaars is goed van die begin af nie, hy ontwikkel dit. Die gemiddelde hengelaar vat so 10 jaar om goed te raak. Die gemiddelde. So, teen die 10de jaar het dit jou al 'n paar rand gekos om deel te neem. Ja, ons het uitskieters, dit is so. Daar's ouens wat die liewe Here met vaardigheid seën en hulle gaan vinniger deur die pyplyn, maar die normale ou so by 10 jaar rond. En dan's daar ouens wat net nooit leer nie, hy gaan dit nooit maak nie. Hy gaan bly probeer. Sorry, nou pik jy op my, Andries. Nee, hoe moet ek nou voel? Gelukkig weet ek het nie name genoem. 'n naam wat ja, I can read between the lines. 'n naam wat ek wil byvoeg by daai ouens soos wat jy sê van Gilbert, dis ou soos Lappies. Ja. Just like daai ou made everything en nog steeds as jy vir hom vandag vra, hoorie, so wees my klub se kaptein, dan sê hy ek is daar. Dis iemand wat vir my absoluut altyd uitstaan vir 'n ou wat hulpvaardig is, 'n ou wat vir my sê, as hy vir my sê ek vat my vinger en ek druk hom hierdie freaking bal en ek maak daai dingetjie vol. As ek vir hom Lappies, ek gaan nie werk nie. Hy sê vir my, Barry, druk die gat, gooi hom vol. En dan gooi jy daai ding en dan vang jy 'n vis, dan sê ek, hierdie ou het net dis aan my mening een van die ouens wat dit alles het. Ja. Andries, en hy het in karphengel en oeverhengel het Lappies dit multiple times al gewys, jy weet, of multiple kere gewys dat hy 'n baie goeie kaptein is. Dit is regtig meer as bevoegd. Oom Andries, ek weet ek is nou nie 'n Protea hengelaar nie. Ek is ook nou nie 'n kaptein of 'n bestuurder nie, maar ek hoop daarom eendag in die toekoms sal die mense daarom terugdink en sê, "Hey, Sakkie het ook daarom 'n bietjie teruggegee aan die hengel. Hy het ook daarom 'n bietjie sy moeite gedoen om terug te gee aan die man op die straat en elke provinsiale hengelaar met die podcasts." Ons is nou op episode 118, so dis al 'n paar weke en 'n paar 100 ure se bloed, sweet en trane wat hierdeur gaan om hierdie inligting vir die mense uit te gee. Jy weet, Sakkie, vandat ek nou meer in die administrasiekant betrokke geraak het ek meer respek gekry vir elke ouetjie wat 'n bietjie doen. En daar's ouens wat dit doen omdat dit sy besigheid is en daarvoor het ek respek. Jy weet, hy wil 'n ding verkoop, so ek kan verstaan dat hy dit doen. Maar iemand wat bo en behalwe goed doen, wat nie noodwendig net sy besigheid promoveer nie, maar wat die sport promoveer, vir hulle haal ek my hoed af. Want dit verg tyd en energie en geld en so aan, wat 'n mens aan iets anders jy weet, kon spandeer het. En daar's nie baie mense wat dit doen nie. Dis soos kapteins en bestuurders. Ja, daar's enkel mense wat bereid is om op so 'n manier terug te gee en jou manier van fasiliteer help ander ouens. Jy skep die geleentheid om die vloei van inligting of inligting te kan laat realiseer. Jy weet, en is net so belangrik soos 'n boekie te skryf of 'n artikel te skryf en so aan. Dis 'n moderne manier van vloei van inligting. So nee, verseker, ek dink 'n mens sal verbaas wees oor die raakvlakke. Toe ek vandag gery het, toe ek gaan sit en bietjie kyk na julle teikertalle en die mense wat dit kyk en jy sal verbaas wees, gaan doen bietjie daai ondersoek. Dan sal jy sien wat sê nie die statistieke nie. Die statistieke sê vir jou niks nie. Daar's 'n storie agter dit en daar's statistieke wat getrek word oor die tipe podcast wat jy doen, wat spesifieke teikenmark het. En dit word vergelyk met teikenmark podcast. En ek was aangenaam verras om te sien dit wat julle bereik met die podcast. Gaan doen bietjie, gaan soek so bietjie. Gaan vra vir die masjien dat hy jou moet vertel. En kyk bietjie wat kom daar uit. Julle word nogal goed aangeslaan in terme van podcasts. Globally.
Nie suid van Probeer. Potchefstroom nie, globally hoor. Ek is seker as jy daarmee sukkel kan jy Tentoon 'n ou daar in Potch bel. Dan gaan jy presies vertel hoe om daai syfers te kry. Ek is seker daarvan. Ja. Ja, Alright, luister julle. Ek dink ons moet nou maar half begin na die einde toe gaan. Ons is al 'n uur en 'n half besig. Ons probeer hier gewoonlik op so 'n uur te hou. Ek is so bly. Ons druk hierdie ding al. Dit is definitief al die langste episode wat ons nog gerekord het. Maar ek dink ek gaan my pa blameer vir daai want ons was so amper kies klaar toe vat hy ons op die N1 snelweg daai kant toe. Dis wat moeilikheid ingevat. Net my pa kan doen. Maar ek dink ek gaan ons daarso. Dis die eerste keer wat ek uit Hoeskie hardloop. Ek dink ek gaan hom nou in die bout nip. Ek wou nou bitter graag nog gesels het rondom die ontwikkeling van Hengel. Maar ek dink dit veroorsaak nou maar net dat ons hom Andries weer terug moet opkry een of ander tyd in die toekoms. Omdat ons dit kan bespreek. Dus daar's definitief nog 'n paar goed wat ons kan bespreek. Ek sien uit daarna. Maar oom Andries, ek wil vir hom net baie dankie sê vir oom se moeite in die tyd wat oom met ons gedeel het. Al die straaltjies, al die stories, dis presies hoekom ons die podcast gemaak het. Ons wil bietjie die mens agter die naam ook leer ken. Ek dink dit is belangrik vir Hengel dat mense weet dat dis hengelaars, dis mense, dis op 'n dag van die dag dis visvang. Dis wie ons is, dis wat ons vir lief is. So dankie vir hom se tyd en ek hoop die luisteraars by die huis het dit geniet. Groot plesier. Hoor, dankie vir die voorreg om hier te kan wees en dankie vir wat julle doen vir die sport. Daarom wil ek vir Paak net daai kant dankie sê. Paar het vir ons georganiseer. Dankie vir al passe insette, dankie vir daai vinnige tripie daar lank by die N1. Maar dit is altyd lekker om te gesels. Ek is seker van die luisteraars het dit geniet vanaand. Sakkie, dit was vir my moers lekker. Andries, werklik waar van my kant af ook baie dankie. Ek waardeer jou tyd. Ek weet jy's 'n besige man. Ons sal volgende keer bietjie nog praat oor Andries buiten vir Hengel. As hulle vertel hierdie ou is nogal 'n meneer daar. Maar in alle geval, meneer Marie, vreeslik dankie vir jou tyd en al jou kennis wat jy met ons gedeel het. Ek glo al die kykers gaan werklik waardeer. Alright, dan wil ek vir al die luisteraars by die huis wat geluister het tot nou toe baie dankie sê. Vir al die paas wat vir die verlede Sondag wil ek net vir julle sê geseënde of happy Vadersdag. Ek hoop julle daarmee 'n lekker Sondag rustig by die huis gehad. Bietjie bederf gehad, dalk 'n nuwe visstok of 2 gekry. Ek wil vir julle sê baie dankie as julle geluister het en dan sien ons julle volgende week Woensdag 12:00. Julle weet ons is hierso elke week. Sien julle dan. Cheers.